Goeiemôre, goeiemôre. Ek gaan jou nie lank besig hou nie, net so bietjie gesels. Ek moet eintlik 'n naam kry vir hierdie wat ek net so wil oor die laaste week se gebeure praat. Steve Hofmeyer het nog 'n lekker naam, Stoom. Hy blaas so 'n bietjie stoom af. Maar ek wil net so bietjie getuig en God verheerlike gesels. Nou binnekort begin daar 'n YouTube kanaal en jy kan intussen, ons het wonderlike YouTube kanaals. Roy Strauss is die een en een is Softube. Ons het baie followers op Softube, maar daar begin nog een en dit is die 16:15. Natuurlik aan Markus 16:15 gekoppel. Gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. Nou voordat ek gaan begin praat, kom ek noem so 'n paar afkondigingkies. So dit kom binnekort. Ek gaan so 'n bietjie op die notes kyk. Mense, ons loof God dat die hostages terugkom. Ja, baie gemengde gevoelens. Hoekom moet daar 2000 van hulle vrygelaat word van die vyand en net 20 kom terug in 'n klomp mense wat dood is, se liggame. Ja, mense is ongelukkig. Maar in hierdie tye bly bid vir die Joodse kinders en vir hulle redding van die Jode. En bly bid vir die Palestynë en vir hulle redding. En ja, ek het vanoggend vir Hamas gebid en gesê, Here, U kan hulle uitwis, hulle hele organisasie. Nie hulle doodmaak, hulle red. Red hulle almal. En die wat daar koppig is, moet dan nou maar kry wat hulle wil. Ek en jy moet 'n hart kry vir siele. Of dit die vyand is of wie is, kom ons bid hulle tot bekering. Hoe klink my klank? Is hy alright? Is ek nie te hard miskien nie, of is ek alright? Dat een of twee net half my noem, terwyl ek nog so afkondig. Nou, ek wil ook noem dat jy gaan ook baie hoor van die 16:15's. Ons kondig mos nou al jare af. Stel jou alarm 16:15 en bid vir die sendelinge. Markus 16:15. Maar wat jy ook nou gaan hoor, ons netwerk. Ons het 'n netwerk Souls for Jesus Ministry waar ons pastore kan orden al jare. Ja, hoor hulle sê daar by die rapport, ou Roy is die leuke prediker en dit. En weet jy, gaan my nie verdedig nie. Want ek bly maar 'n leek voor my koning. Al het ek die amper as pastoor, al het ek 'n graad agter my naam, ek bly nog 'n leek voor my koning. So ek gaan my nie in die rapport verduidelik, jy sê wat jy wil. Een noem my dominee, ander een noem my 'n leek. Ek gaan net nie 'n lekker prediker vir jou raak nie. Ek wil Jesus Christus verheerlik. So, maar in elk geval, ons netwerk, omdat hierdie mevrou Tokko met moeilikheid kom en klaar die 2 Oktober ding gestig het, binne in die Rema Kerk, net soos die kommuniste alle jare werk, China, Roemenië, Uganda, Nigerië, die vyand vat pastore, stig 'n kerk, stig 'n komitee om die kerk te reguleer, en die pastore is so dom en onnoosel, ek kan nie hulle mooi woordjies sê nie, want Ray McCauley het daar die kerk gestig, maar sy seun het nou kom nonsens aanjaag, en ek sê dit reguit, Joshua McCauley, hoe kan jy met die ANC neel, man? Hoe kan jy met die vyand neel? Sies, man, dis 'n skande in God se oë, dat jy jou rug op Jesus draai, want jy raak 'n kommunis, jy raak 'n sosialis, jy raak 'n liberaal, om nou die kerk te wil kontroleer, 'n komitee. Man, gaan kontroleer jou eie huis. Maar okay, dit daar gelaat. Mense, ons moet opstaan vir die Here, en ons moet die vyand verslaan, in Jesus naam natuurlik. Nou, jy sal sien op my post, is my kantoornommer, en jy kan sou toe WhatsApp as hierdie volgende vir jou is. Sy sê, as iemand Jesus aanneem en vir iemand anders van Jesus vertel, dan gaan jy toegesluit word. You will get jailed, sy sê so. So hulle wil die evangelie duidelik bind. En hulle kom met die mooiste woorde, is oor die pastore wat hulle mense laat gras eet, die doemspuiters. Daar is kriminele aktiwiteite, gaan kla hulle by die polisie aan. Jy kom reguleer ons nie. Maar okay, wat ek wil vir jou sê, daarom het is ook oopgemaak, jy kan nou 16:15 raak. 'n 16:15 beteken, jy is 'n gewone mens, nie 'n pastoor of iets nie, en jy wil net vrylik Jesus verkondig. Nou, ons sidestep hulle, want hulle het gesê in die wet,
gaan hulle ons liggame wat geregistreer is, so Souls for Jesus Ministry is geregistreer en kan mense orden. As jy dan by ons geregistreer is, dan kan jy nou nog aangaan om te verkondig. Soos maak jou 1615. Dis net 'n lekker, ons speel nie baas oor jou nie, dis 'n netwerk. So as jy belangstel, WhatsApp nou, as ons klaar is, die nommer wat op die post is, vir my kantoor, 1615, en dan jou naam, alles, jou e-mailadres, alles. Ons gaan jou nie nou terugbel as te veel instroming. Ons sal oor 'n maand of wat met jou gesels en jou bel, en jy gaan net so 'n vormpie invul. Sê ek raak 'n 1615, jy bly in jou kerk. Jy bly waar jy is. Ons wil jou net protect, Souls for Jesus Ministry. Dit aangelaat. Ek is nog nie by my praatjie nie, so ek kondig nog net af. Dankie Here vir die hostages wat vandag terugkom. Dan nog so 2 afkondigingetjies. Ag, hierdie seentjie, of wat moet ek hom noem? Ek het nou sy naam vergeet, die akteur wat by RSG so spot met my, en hy sê, wat sy naam? François is sy naam. Dankie my vrou. Ek sien naam, sy is ook ingeskakel, sy luister direct hierso. Maar hoor gou, hy spot daar en sê, Dominee Rooi, jy het gebid in die kaalfliek en niks gebeur nie. Gaan kyk maar self die fliek. Ek het vir jou boodskap, François. Ek is nie die beantwoorder van gebed nie. Ek is net die een wat gebid het en gesê, die Here beskerm asseblief kindertjies, want molesteerders kan deur hierdie film opstaan. Sis, jy's deel van Satan se universiteit wat molesteerders oplei om kindertjies te molesteer. Ek bid maar dat dit nie na jou kant toe kom nie. Maar okay, so, en RSG maak toe 'n mokkery daarvan. En dis lekker om met rooies te spot. RSG, julle advertensies vat ons in 'n oggend weg. Julle moet stop met julle nonsens. Julle moet 'n opvoedkundige radiokanaal wees en dit doen julle dit. Ek wonder wie regeer julle nou? Die ANC of broederbonders of die liberale of die sosialiste? Ag, ek kry julle so jammer. Maar vir Frans of vir jou wil ek sê, ek was ook daar. Ek het ook Christene gespot. Ek het as live daai tyd aan was aan Facebook, was ek seker die ou wat op die tafels gestaan het in die hotel en geontleed. Ek sou vieslik gewees het. So ek oordeel jou nie, maar ek roep jou tot bekering. Jy gaan eendag voel hoe lekker is dit om aan Jesus te behoort. So kom na Jesus toe. En dan die rapport, ag daar's nou, ek weet nie wat is jou naam nie, Jean Oosthuizen, jy's glo teoloog, jy lei glo NG predikant op, ek is so bietjie dom, ek kan verkeerd sê, en jy het aan mekaar nou iets te doen met my, aan mekaar lelike goed te sê, aan mekaar, gaan lees jou Bybel man, en kom by God uit, en dan wil ek net sê, hulle beledig nou vir Devin Hofmeyer, ek gaan vir Devin opkom, volgende, Devin het sy hart vir Jesus gegee, en so ook sy verloofde Natasha, ek het die naweek, woensdag ontmoet, pragtige mense, en hulle is pragtige kinders van die Here, hulle moet ook nog groei, ek het die voorreg gehad, en baie van julle, groei wanneer julle bekeer, sonder dat julle in die sosiale media is, hierdie armige kinders, sorry Devin, ek noem jou a lighty, julle is in die sosiale media, so elke groei wat hulle doen, en foutjie wat hulle maak, wil elkeen hulle nou looi, hy was nou by Louis Liebenberg, hy was nou by die politiek, hy was nou by Zuma, hy was nou by dit, wat is jy gepla, was jy nie eens op 'n tyd by die drankpotte nie, was jy nie eens op 'n tyd in 'n hoerhuisie, was jy nie al porn gekyk nie, los die mense uit, laat hulle groei, en bid vir hulle, ja, ons gaan nou net praat oor waarsku, daar is tye om te waarsku ook, maar mag vandag vir jou 'n bietjie, kom ons laat mense toe, ek wil terugkom oor die mars, dit is net die begin, waar die kerk wil kontrol, en ek het gehoor party sê, toe as jy opgaan, sal seker 100 mense wees, hoe groot was die ontnigtering nie, toe die massas in die gebou te loop nie, ons het nie net 'n mars gedoen, soos een pastoor sê, 'n mars sal niks beteken, nee, ons het 'n gebedsmars gedoen, ons het ons koning gesoek, ons praat met Jesus, en ons het saamgekom, en was dit nie lekker nie, nie 'n papiertjie het rondgelê nie,
Ons was swart, wit, bruin, Indiër, rooi, alles. En nie 'n Indiër het rondgelê nie. Nie 'n papiertjie het rondgelê nie. En daar het ek weer gesien. Dit gaan nie oor velkleur wie mors nie. Dit gaan oor opvoeding en of Jesus in jou hart is. En dit was nou wonderlik. Maar ek is baie teleurgestel en nou wil ek ras praat. Ek is in my eie wit ras baie teleurgestel. Ek dink in Pretoria bly daar nie wit mense nie. Want van al hierdie mense was daar nie 1% wit mense nie. Die wit mense het die evangelie Afrika toe gebring. Dankie vir die swart mense wat opstaan en dit vorentoe vat. Ek praat nou nie met jou wat nie kon kom nie. Ek verstaan as jy ver gebly. Dankie vir Jacques Potgieter wat in Mosselbaai gebly het. Ek sal so 'n kerk ondersteun en tog gekom het. Hy en sy vrou. Maar hoor gemooi. Almal kan nie gekom het nie. Maar as baie hoofstroom kerke se hoofkantore dan nie daar in Johannesburg en Pretoria nie. Ek het nie een moderator van 'n kerk daar gesien nie. Dis 'n skande man. Hierdie die kerk word bedreig en jy bou nog jou eie verdomde koninkryk man. Ek skrik nie vir julle nie want julle is jare al. As jy by my gestudeer het, raak jy so pastoor. 'n Rooi sluit die mense so op, jy kan nie so pastoor raak nie. En dan syp jy rooiwyn. Sies man. Ek sê nou volgens vir jou, julle van julle pastore, as dit om syplappe en julle is nie meer by God nie, van julle kry julle preke by GPT, wat se gemors, kry jy slag jou preek weer by God, kan in die binnekamer en kry die vuur van die Here. Moenie laat eie jou preek opstel nie. As 'n skande wat in ons land aangaan. Gaan julle nie spaar nie man, julle gee my nie geld nie en ek is nie onder julle orde nie. Ek wil vir mense sê wat kerk toe gaan. Kyk 'n bietjie, as jou pastoor weet van hierdie mars al 'n maand al en hy kondig dit nie eens af dat julle bid nie, gaan uit daai kerk uit. Hy stel nie belang in die koninkryk visie nie van God nie. Hy bou sy eie koninkryk. Een pastoor sê, Rooi sal nooit in my kerk kom preek nie. Kan ek gou vir iets sê? Ek het genoeg uitnodigings. So ek het nie nog tyd om by jou te gaan preek nie. En ek laat preek ook nie almal by my nie. So jy mag so sê. Maar kan ek gou vir jou iets sê? Jou kerk se opmetings is 30 meter by 30 meter. Het jy al gesien die aarde se opmetings? En jy wil 'n ou koninkrykie bou en jou 30 by 30 meter. Ek lag vir jou man, jy's 'n kind. Jy speel met God. Jy moet 'n geslag groot word. Hy sal nie by my kom preek nie. Wie's jy? Het jy gearriveer nou? Kan jy 'n duiwel uitdryf? Of smeer jy jam om die mense se monde? Mense, ek gaan nie terughou nie. Ek wil net sê, die mars was wonderlik. Dankie Church Defenders. Dankie vir pastoor Mukuba dat jy dit voorgestaan het. 'n Vrou wat voorgeloop. Dankie vir Kenneth Meshwe. Dankie vir John Machule wat daar was van die Christenpartye. Dankie vir Bernard en van uit 'n mega church daar in Pretoria. Hy was daar en sommer nog vir 30 hamburgers gegee agterna. Dankie. Maar ek moet my misnoë uitspreek. Ek sê vandag, en julle kan my maar kyk. Julle wat my pelle kamma is, pastore. Julle is my pelle. Maar julle doen nie eers 'n gebedsaksie nie. Ek sê vir jou, jy bou jou eie koninkryk man. Jy speel met God se woord. Jy's net daar vir die py. Jy kan maar kwaad raak, jy kan my maak 'n stand, gaan live en vertel vir my hoekom was jy nie daar nie. As jy 'n begrafnis gehad het, 'n diens aangehad het of iets gehad het en jy's voltyds en jy kon nie 100%. As jy te ver gebly het 100%. Maar as jy nie eers kan vir jou kerk vertel, die kerk word bedreig nie. Jy bou jou eie koninkryk. Klaar. Mense, ons moet begin onderskei. Ek glo in kerk. Net so, ek glo in kerk. Ek wil vir jou sê, ek glo in party kerke se struktuur, maar party sin is van die pad af. Ek glo nie aan man en vrou, 'n man en 'n vrou moet trou. Dis wat ek glo. Ek glo nie 'n bedienaar moet suip nie. Ek glo nie 'n bedienaar moet rook nie.
Ek glo nie 'n bedienaar moet pond kyk. Nie, man, ons is by die Here. En ons moet nou 'n slag by die Here wees. Mag hierdie jou nie kwaad maak en maak dit jou kwaad. Mag dit wees dat jy terugkeer na Jesus toe. Nou, ek wil net gou hier verder sê. As jy 'n herder is, pas jy skape op. Die nadering, die regering wil die skape doodmaak. Die regering wil die skape kontrol. Wat se tipe herder is? Ek raak nie in politiek betrokke nie. Ek is nou nie so nie. Jy moet bykom. Jy moet bykom. Die dae dat ek 'n pastoor en 'n dominee gebeskerm het is verby, man. Jy's die pastoor en dominee se agterend nie werk as jy jou eie koninkryk bou nie. Gaan oor jou tiende, jou goedjies. Mag God gee dat jy op die aarde kom. Jou uitsprake, jou tipe dingetjies wat jy agter sê van mense. Ek was ook daar. Ek het die eerste 2 jaar van my bediening geskinder van ander pastore. Nou praat ek sommer live reguit met hulle. Ek het geskinder van hulle. En dit het my net in die afgrond ingedruk. Totdat ek op 'n dag vergifnis gevra het en dit herstel het en reggemaak het. Ek en jy moet regmaak en God dien. Maar kom ons gaan kyk so 'n bietjie verder. O ja, die rapport, daar gaan prentjies rond. Wat spot en vloek. Hulle teken my nogal mooi. Ek moet sê my tande het skeef is nogal op die prentjies reguit. Dankie vir dit. Waar ek nou vir Dani Botha doop en dan dit en dit. Mense, julle maak, julle spot. Julle moet by God uitkom. Maar kom, luister verder. Ons is nog nie klaar nie. Hierdie laaste 3 weke, vergeet nou die mars. Vergeet die regering wat die kerk wil kontrol. Oei, ek wil net 'n laaste ding sê, jy wat sê, maar ek gaan in elk geval die kerk toe nie. Ek hoor hulle sê so. Hulle kan maar die kerk toe maak. Jessie. Dink jy so min van God se instelling? As jy so vol van jouself al, dat jy sê hulle kan maar toe maak. Dan sal die kerk suiwerder raak. Hy sal, stem met jou. Maar hoekom wil jy dit hê? Ek het in China Bybels ingesmokkel. Ek was na Kung Jong-un in Noord-Korea om 'n Bybel weg te vat. Ek weet hoe word mense onderdruk. Ek het dit gesien, gaan tronk toe vir 'n Bybel. Terwyl ons kan freedom of speech het, hoekom wil jy dit nie toelaat nie? Christen, van julle Christene gaan nou nie eers straat toe verkondig die evangelie. Van julle gaan nou nie eers hospitaal toe verkondig die evangelie. So dit sal julle nie raak nie. Julle sal lekker aanpas in die staatskerke. Kom ons gaan aan. Wat my laaste 3 weke erger geskok het, as mevrou Tokkel by die kerk wil toemaak, is pastore en Christene. Kom ons praat nou sommer oop. Hier voor die sogenaamde wegrapel, het ek vir Dani aangespreek en gewaarsku. En ek glo in waarskuwings. Esegiel 3 noem nie dit oordeel nie, waarskuwing. Oordeel is as ek sê, jy gaan beslis hel toe, dan oordeel ek. As ek vir jou sê, God se woord sê, jy moenie drink nie, 'n dronklap gaan nie die koninkryk sien nie. Ek waarsku, ek haal God aan. So, hou op, as jy nie die Bybel ken nie, of jy's nie 'n verhouding met Jesus, om net jou woord te gebruik, hou op oordeel. Ek maak 'n statement, 99% van die wat net die woord gebruik, hou op oordeel. Elke dag gebruik. Jy het nie 'n verhouding met die Here nie, en jy met jou eie sondes moet jy toemaak. Jou eie sondes moet jy toemaak. Nou hoor gou mooi vandag. Toe gebeur die wegraping nie. Wat julle nie weet, ek en Dani was heeltyd in kontak. Ek is nog alle jare lief vir hom. Al spreek ek hom aan, en hy's lief vir my. En die dag na dit, kom hy op die lig, op nasionaal, en op al die platforms sê hy, vra God om verskoning. En dadelik klim 'n klomp mense op. Ek is nou nie hier om vir Dani te verdedig. Jy hoor my mooi. Ek is hier om 'n ander ding aan te spreek. Omdat ek vir Dani gewaarsku het, omdat ek praat, kontak ek hom en ons praat en hy bely voor die Here. En ek nooi hom dadelik vir in November, want as Jesus se bloed jou skoon gewas is, wie's ek om vir Dani te sê jy mag nie meer optree nie? Wie's ek? Het ek en jy, en ek vat Hebreë, pastore wat vandag pastore is, het jy nie al gehoor nie, voordat jy gered het nie? Party het sommer in die bediening.
Het jy nie al gesuip nie? Het jy nie gerook nie? En toe vra jy God vergifnis en toe vergewe hy jou. Hoekom mag iemand, al staan hy bekend as 'n valse profeet, nie ook vergifnis kry nie? En nou weer 'n koningskind is nie. Hoekom mag hy nie? Dani, sorry dat ek jou aanhaal, maar ek kry WhatsApp en dit hardloop en almal wat ek ontmoet is baie ontevrede dat ek jou uitnooi. Hulle was eers ontevrede omdat ek jou aanspreek. Nou is hulle ontevrede omdat ek jou uitnooi. En 'n paar was so geskakel, hulle weet nie wat om te sê nie. Nou wil ek vir jou sê, luister vir my baie mooi. Gaan nie vir my oor Dani of oor Rooies of oor iemand nie. Maar waaroor ek geskok was, dat ek by pastore kom en julle kyk hier, ja, ek praat met julle. En hulle pastore, my sê nee, ek weet nie. Jy nou sê vir my op WhatsApp. Ek vra vir hom, hy's 'n bedienaar, hy bedien. Hy tree verhoog daarop. Ek vra vir hom, mag ek iemand wat ek gebruik het en hy val op straat, mag ek hom terugbring by Jesus? Hulle sê ja. Ek sê mag iemand wat vals geprofeteer het terugkom by Jesus? Nee, ek gaan jou nie daarop antwoord nie. Luister hier, wat se sonde kan die bloed van Jesus nie skoon was? Alles, alles. As jy nie wil hê iemand moet bekeer en herstel nie, het jy die liefde van God nie in jou nie, man. Mense dink altyd ek is hierdie barbaar en ek raas net en gaan aan. Weet jy wat? Kom ek sê oor myself 'n slag iets. Ek raas so omdat ek liefde in my het. Ek gaan so te kere omdat ek nie agter jou geld aan is nie, maar ek is agter siele aan. Ek gaan nie jou jam smeer en tot in die hel vat net dat ek jou 10de kan kry nie. Wees wake up vir daai pastore wat jou jam smeer. Ek waardeer jou en jy's so oulik, maar jy's vol sonde, maar hy wil dit nie aanspreek nie, want hy wil jou geldjies hê. Ek gaan jou liewerster aanspreek, want ek het jou lief. Ek wil jou in die hemel sien. Al sien ek nooit jou 10de nie, maar ek wil jou in die hemel sien. Pastore, julle wat so preek. En hou op sê ek preek sonde. Ek preek nie sonde nie, man. Ek is lief vir mense. As jou kind by 'n elektriese plak speel, kom jy by hom, ag kindjie, moet nou nie aan die plak vat nie. Man, jy ruk die kind weg en gee hom 'n pap. En ek sê vandag vir jou, ek sal reguit met jou praat in Jesus naam. En die wat nie wil nie, moenie op hierdie platform kom nie. Maar ek wil vir jou sê, ek wil terugkom na die pastore en dominees. Ons land lyk so omdat die kinders van God nie op die skoolrade sit nie. Omdat die kinders van God nie in die politiek is nie. Omdat die kinders van God nie reg stem nie. Hoe kan jy vir 'n DA stem wat die abortus ingebring het? Hoe kan jy vir die duiwel stem? Is jy 'n kind van God of 'n kind van die duiwel? Hoekom stem jy dan vir die duiwel? Daar is Christenpartye. Ek het teruggestaan by die Christenpartye. Ek het my tyd gegee. Jare. Maar ek is nou besig met 'n drukgroep, soos AfriForum, soos Solidariteit, die Voice in Parliament, gaan so lank daar in die page. Ek hanteer dit eers as 'n bediening, ek sal later kyk waar dit uitspring. Maar al wat ek vir jou sê, ek sal nie stil bly nie. As 'n rivier se water vuil is, sal ek nie my mond hou en laat mense miskrame kry nie. Ek en jy pastoor, as ons weet 'n rivier is vuil, dis deel van ons werk om op te staan en te gaan na die owerheid en sê maak hierdie rivier skoon. Hou op dreinwater hier intap. Dis my en jou plig. As ons weet daar's 'n pothole buite jou dorp wat 'n motorfiets of 'n kar kan deurry en iemand dood verongeluk. Ek en jy moet opstaan vir dit. Jy het nie net jou kerkie en jou nagmaaltafeltjie en jou doekie wat jy oorgooi en jou kontiendes wat jy tel nie. Jy het weier man. Raak wakker. Raak wakker. En jy wat sê, hou op so skree. Kryf jou 'n ander plek om te luister. Dit is nou tyd vir skree. My Jesaja 58 vers 1 sê, roep uit jou keel uit en hou nie terug nie en verkondig aan my volk hulle oortredinge. My God sê so hou jy jou mond. Klaar. So ek is hartseer dat ek by pastore wat liefde preek, hulle preek hier sonde nie. Van hulle is net met liefde toegesaai. En dan wil my sê en snaaks kyk, hoekom ek sê as daar nie bely het, is dit fyn. As hy opreg bely. Die een sê vir my, ja, maar daai een sin het hy verkeerd gesê. Hy moet dit 'n bietjie anders sê.
Toe jy die daggeroker na God toe lei en die spiritsdrinker, het hy dadelik sy sinne reg gepraat. Het al jou mense in jou gemeente praat hulle nou reg? Ek sê vir jou, jy's 'n valse ding man. Jy is nie meer besig om siele te wen nie. Jy wil kyk wie kan kom na jou plek toe en jy wil jouself. Ek kon ook besluit dat ek nooit bestry mense nie en dan is ek intel by julle. Ek wil nie intel wees nie. Ek wil by God intel wees. As 'n tikverslaafde val, dat tel ek hom op. As 'n prediker vals raak en ek waarsku hom en hy sê jammer, dat tel ek hom op. Ek hoop eendag, as ek so iets oorkom, sal iemand my ook optel. Hoor gou mooi, iemand wat nie wil bely nie, oor hom waarsku jy, en jy sê vir die mense, moenie daar gaan nie. Ek sê vandag vir julle reguit, moenie na 'n plek toe gaan, wat homself kerk noem, as sy hoofkantoor man trouwens. Waaroor gaan jy nog? En dan noem jy jou, ek is 'n boer. Ek is 'n bankbestuurder, ek is dit, ek is 'n Afrikaner. Maar jy gaan sit in die banke van 'n hoofstroom kerk, wat man trou. Wat is jy? Jy slap man, jy slap. As jy ander woorde nie, jy's te slap om vir Jesus op te staan, en te sê, Jesus, ek kies u, en dit wat u ingestel het in die tuin van die paradys, man en vrou, hy het nie vir Steven en Adam gemaak nie. Nee, wil jy die Here dien, of wil jy jou systeem dien? Ek is amper klaar. Pastoor, preek jy, want so lief het God die wêreld gehad, sy enige gebore seun gegee, sodat elkeen wat hom aangeneem het, elkeen, dan die boot ook, die swart man daar buite wat bekeer. Ek het eendag by 'n kerk 'n begrafnis, en die swart polisieman is die draer van sy pel, die wit man, en toe hy by die deur kom, toe sê hulle, staan net hier, jy mag nie ingaan nie, ons is exclusive white. Jy sal by die hemel kom, jy sal sien, en as jy 'n pastoor of 'n dominee is wat so iets bedryf, of is net in jou hart, as groot fout, jy is 'n bedienaar van God nie man, jy werk vir Satan. Hoor jy wat ek sê? Jy werk vir Satan, jy kan net of vir die Here werk of vir Satan, en by God sê, al die volke, al die nasies, alle kleure, alle geure, is welkom onder sy bloed. As jy regs is, en jy's 'n suidlander en 'n Israel visie, jy moet by God uitkom. Ja, hulle het beloof, hoe gaan hulle my skiet? Man, julle kan nie eens gewere oral nie. Julle kan net praatjies. Kom onder julle bierblik uit, en biefblik uit. Laaste, Jesus het jou vergewe. Kom ons vergewe ook. Ook het nog 'n bladsy sien ek. Mense, ek het hier geskryf, ons kan mos nie so vol van onsself wees, en laat iemand anders nie redding kry nie, en weer mag op 'n verhoog optree nie. Is ons regtig so vol van onsself? Het jy nog nooit foute gemaak nie? Ek het in die bediening ook foute al gemaak. Praat nie van rooksuip en palm en goed nie. Ek het foute gemaak in die bediening, en diskwalifiseer dit my. Ons is mense, niemand gaan die merk op hierdie aarde bereik, 100% nie. Stefan sê net daar vir die mense, ek moet 9:30 instap by die meeting, ek sal so 3 minute laat wees. Ek sien jy is hier op die lig, dankie man. Ons gaan vandag groot goed beplan. Ons gaan groot goed beplan oor kriminaliteit in Suid-Afrika, oor polisie. Oral stroom dit in, dat polisie nie na die mense se klagtes kyk nie. En ons gaan vandag met 'n plan vorendag kom, ook, die Voice in Parliament, en ons gaan help, want die ou tannie en die ou oom wat inbel, ons moet aan hulle ding. Ek wil afsluit, ek hoor 'n ding, en dit skok my, by Bernard, Pastoor Bernard. Pastoor, jy het my geskok. Hy het 'n plek by sy kerk, vir gestremdes, autisme, krepelkinders, polio kinders, alles. En hy noem dit die onbereikte groep. 'n onbereikte groep is duisende kilo's van hier af.
waar mense nog nie die evangelie gehoor het. En hier by ons voorstoep is baie gebreklik is. Kinders, ouers kan nie kerk toe kom nie, want hulle kind verg baie aandag. Pastoor, jy's reg. Dis die onbereikte groep. En hy het by sy kerk plekke gesit dat mense kan aanpas. Hulle kan oppas. Dat die ouers ook 'n bietjie gaan dorp toe gaan alleen. Dan kyk iemand na hulle kinders. Dit het my nogal geraak. Dis 'n onbereikte groep. Kom ons gee om vir ons gestremde mense en ons verwerp hulle nie. Gaan kyk hoeveel gestremde mense is in 'n kerk en kyk hoeveel is in die dorp. Ek hou net aan Andres, ek kom vir jou. Ek vra vir jou. Hoeveel gestremde mense is in die dorp? Hoeveel is in jou kerk? Ek vra nou die gedorp. Bel ek mense om 'n gestremde oom te gaan kyk. Na 3 dae toe het hulle nog nie. Toe moet ek weer vra. Daarna gaan hulle en daarna los hulle hom. Mense, ek gaan nie my mond hou nie. I won't be quiet. Keep quiet. I cannot keep it inside. Ek is lief vir Suid-Afrika, ek is lief vir die wêreld, ek is lief vir 'n siel, maar ek is die liefste vir my God. En omdat my God my onder drank uitgered het, hierdie ander Strauss wat nou hier sê, "Ai, wil jy afsluit? Ek luister nou so lekker. Hom wil ek doodgeskiet het toe hy 2 weke oud is." Hoe kan ek dan stil bly oor hierdie Jesus? Hoe kan ek 'n duikboot Christen raak sonder hande in die lug? Amen, halleluja. Maandag is ek die duiwel van self. As ek kom by die verkiesing, stem ek vir die DA en CEFF en al hierdie gemors. Jy is nie 'n Christen dan nie, man. Laat jy 'n slag die waarheid hoor. Jy is 'n Christen as jy loop met Jesus en you talk with him en jy doen wat hy vra. Anders is jy nie. Nee, Pastoor Bernard ek hou van hom ook van Bloemfontein, Pastoor Bernard van Pretoria. Hoor gou, Jesus is lief vir jou. Sy bloed wil jou skoon was, maar jy moet jou sonde bely. Jy kan nie nog rook as jy kind van God is nie. Jy kan nie nog 'n dop drink nie. Jy kan nie saam bly nie. Jy kan nie porn kyk nie. Jy kan nie oreer nie. Jy kan nie hierdie goed doen nie. Jy moet 'n skoon lewe hê. Ek kom liewerster by die hemelpoorte en God sê my, jy het na my hart geskree. Jy moet sagter gepraat het. Dink jy gaan my in die hel gooi omdat ek so geskree het? Nee. Want ek roep uit my keel uit en ek hou nie terug nie en ek roep julle in. Wil julle nie Bybel begin lees nie? Wil julle nie bid nie? Wil julle nie God dien nie? Gaan kyk terug op my page. Ek tree in Mamasbury op. Ek het dit vanoggend gepost. Ek tree in Sannieshof op en ek tree nog 'n paar plekke op. Maar pastoor, jy wat nie bereid is om evangelisasie te doen nie. En jy wat nie bereid is om te bid oor hierdie politieke sake nie. Moenie my nooi nie. Asseblief. Moenie my nie nooi nie. Asseblief. Ek het genoeg werk. Maar jy wat dit wil doen, jy wat wil God verheerlik, jy wil hê ek moet jou kon leer straatwerk, ek moet jou leer. Ek doen dit met gragte. Doen dit met gragte. Ek sluit af. Raak ernstig met God en moenie as jy mense sien, dan sien jy hulle tiendes nie. Ons het ook geld nodig, baie, want ek wil nog busse koop. Ek wil elke provinsie busse instuur. Ek wil busse hê, ek wil diesel kos baie, net hierdie trip nou met 30 mense Pretoria toe 4 voertuie, kos baie. Maak nie saak nie. God voorsien vir my. Daar's mense wat luister vir die Heilige Gees en hulle bel en hulle saai. Ek wil graag hierdie hele plek onder son sit, want ons betaal oor die 100,000 rand 'n maand vir Eskom, wat ons kan indruk in traktaatjies en Bybels. Maar hoor gou mooi, ek gaan nie laat 'n ryk ou vir my kom sê, ek sal dit doen, maar jy moet stop om oor drank te praat. Nee, ek sal nie. Ek sal harder sê, hou op syp, hou op oreer, hou op rook, kom by Jesus uit, hy het liefde. Hy gee om vir jou. Jy wat rook in die kar terwyl jou kind daar sit en jy gee jou kind longkanker en emfyseem. Is jy 'n goeie ouer? Jy's van die pad af, man. Jy's van die verdomde pad af. Met jou twak in jou kind se gesig. Jou ou rook asem in jou kind se gesig. Sis! Kom by God uit by.